Here, laat U woord ons nie net aanspreek nie, maar aanraak. Heilige Gees, laat ons stil word om U teenwoordigheid in ons binneste te ervaar. Amen. Vriende, die ontmoeting vanoggend, ons ontmoeting, die teks is Galasiërs 3 van vers 23 tot 29. As jy die Bybel by jou het, kan jy oopmaak Galasiërs 3 van vers 23 tot 29. Die tema vanoggend is deur die Gees geklee in Christus. Deur die Gees geklee in Christus. Vanoggend in die kindermoment, toe vra ek vir die kinders, wat is die lekkerste vir jou van winter? Wat is vir jou die lekkerste van winter? Nou kom ons hoor bietjie by julle. Vir hulle is dit hot chocolate. Wat is die lekkerste van winter? Die sonnetjie. Die sonnetjie. Een van die kinders het gesê, om net in die warm bed te bly. Nou ja, ek dink ons kan almal met daai een vereenselwig. Ons lewe in seisoene. En selfs wanneer die winter na ons toe kom, dan is daar ook binne die winter 'n lekkerte. Moet dit nie mis nie. Maar so is daar ook 'n tussenin tyd na Pinkster, na die groot feeste. Ons het begin by Kersfees, op pad na Paasfees. Ons het 'n ongelooflike Pinkster gehad, om in die ritme te kom van God, te dans met die drie eenheid. Verlede week het Dominee Johan vir ons herinner aan die vervulheid, om te vervul te leef met die Gees. Ons is na Pinkster, met ander woorde, tussen Pinkster en die lewe vandag. Tussen Pinkster en die lewe vandag. En die tyd na Pinkster is soos die eerste asem na 'n lang stilte. Iets niets het gebeur. Die Gees van God is nie meer ver nie. Nie net in 'n wolk of in 'n tempel nie. Maar die plek van die Gees is in ons. En dis in hierdie Gees, dat Paulus die Galasiërs herinner wie hulle nou is. En is belangrik. Julle is almal kinders van God. Julle is almal kinders van God. Ons gaan nou na die woord kom. Ek wil nog nie daar kom nie. Die woord wat ons gaan lees, gaan van 'n tyd praat van voor hierdie geloof gekom het. Met ander woorde, voor Pinkster, voor die Gees van God uitgestort is, was daar 'n tyd gewees, dat wanneer God gepraat het en ons bymekaar was, dat daar dinge moes gedoen geword het. Dit is die tyd voor hierdie geloof van die Gees gekom het. En nou dat die Gees uitgestort is na Pinkster, kan ons maklik weer in daai ritme verval. Ons moet nou eers dink wat om te doen. Maar dis nie waar die Gees begin nie, vriende. Hierdie tyd na Pinkster begin met 'n tyd om te onthou wie jy is in God. Wie jy is in God. En dit is so belangrik van hierdie tyd. Dit is so belangrik vir die lewe vandag. Want identiteit kom voor aktiwiteit.
Identiteit kom voor aktiwiteit. Ons teksgedeelte vanoggend, Galasiërs 3, van vers 23 tot 29, ek wil 2 verse uitlig, vers 26 en vers 28. Ons gaan nou weer by die ander verse stil staan, individueel. Vers 26, julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Daar is nie meer Jood of Griek, slaaf of vry mens, man en vrou nie. Die eerste moment vanoggend van bewaring na vervulling. Van bewaring na vervulling. Vers 23 van ons teks. Paulus sê in vers 23, voordat hierdie geloof gekom het, was ons soos gevangenes onder toesig van die wet. Nou as die hoorders van die teks hierdie woordjie gehoor het, gevangenes, dan was die beeld wat by hulle opgekom het, die Griekse tutors van daai tyd, leermeesters, mense wat hulle geleer het, opgevoed, hulle opvoeding. Vandag kan 'n mens hierdie woord op 'n verskeidenheid van maniere vertaal. Nie net gevangenes nie, dit is amper soos 'n leermeester, 'n oppasser. Voordat hierdie geloof gekom het, vers 23, was ons soos gevangenes onder die toesig van die wet. Nou vriende, ons almal probeer op een of ander manier om onsself goed genoeg te maak. Op een of ander manier. En wanneer hierdie vers praat van wet, kom ons staan so 'n bietjie stil by hierdie woordjie, wet. En hierdie wet wat ons gevange hou, of dit nou dalk 'n sosiale verwagtinge is van ons, dalk is hierdie woordjie wet wat ons vashou, godsdienstige verwagtinge, of dalk is dit net ons eie gewete wat ons gevangene hou. Dit is waarvan Paulus hier praat in vers 23. En dan moet ons hoor, Pinkster. Maar Pinkster bring 'n vryheid. Pinkster bring 'n vryheid. En dis presies wat die Gees onmiddellik doen nadat hy uitgestort is. Die Gees wil nie vir ons sê wat ons nou moet doen nie. Dis nie net wat die Gees wil sê nie, vriende. Die tyd na Pinkster, hierdie tussenin tyd, wil die Gees vir jou en vir my herinner. Hy sê jy is geliefd. En ons moet hoor vanoggend, hy sê jy is geliefd voor jy nog enigiets reg gedoen het. En ek wil by hierdie eerste moment net so 'n bietjie stil staan by hierdie wet wat ons vashou en die Heilige Gees, die beweging van die Gees, want die Gees beweeg, vriende. En albei wil ons vorm. So voordat hierdie geloof gekom het, sê Paulus, was daar 'n wet wat ons gevange gehou het, wat ons ook beweeg het. En die eerste belangrike woordjie van die wet is verwagtinge. Verwagtinge. Nou wat sal die betrekpunt wees of die vertrekpunt van die Heilige Gees? Want die Gees beweeg ook. En die Gees het ook iets belangriks om ons aan te herinner. Maar dit is nie verwagtinge nie. Die Heilige Gees wil ons in die eerste plek herinner aan ons verbondenheid. En wanneer ons hierdie verbondenheid bietjie uitpak, vriende, dan is dit meer as godsdiens. Hierdie verbondenheid is meer as pligte.
Hierdie verbondenheid is meer as rituele. Want dit is lewendig. Hierdie verbondenheid is lewendig. Dis lewendig, dis 'n lewendige verhouding. In die eerste plek wil die Gees ons herinner van hierdie verbondenheid, dat ons staan nou in 'n lewendige verhouding, in die eerste plek met God. Ja, maar die Gees beweeg. Die Gees beweeg na my toe. In die tweede plek, lewendige verhoudinge met God, met jouself. Ook 'n lewendige verhouding met die mense rondom jou. Dit is waar die Gees begin. Dit is die Gees se vertrekpunt. Nie verwagtinge en wat jy alles moet doen nie, maar hierdie verbondenheid. Want die Gees van God het 'n plan met elkeen van ons. In die tweede plek, as jy nou hierdie tabelle so sal sien van die wet en die Gees. Die eerste van die wet is hierdie verwagtinge en die eerste van die Gees is die verbondenheid. En outomaties as daar verwagtinge is, dan is die tweede ding van die wet mos nou natuurlik die pligte om dinge te doen. Nou wat sal dit wees by die Gees? As dit nie pligte is nie, wat dan? En daar is nie 'n baie goeie vertaling daarvoor nie. Die beste wat ek kan doen is om te sê persoonlikheid. Persoonlikheid is die beste en wat ek daarmee bedoel, dit is iets diep persoonlik. Diep persoonlik. Dit is iets intiem. Dit is iets wat jou hart raak. Dit raak jou hart. Dit is iets wat jou hele menswees mee te doen het. Nie net 'n aspek van jou lewe nie, jou hele menswees. En die sleutel hier is geloof, vriende. Die Gees wil jou en my geloof beweeg. Waarna toe? Dat dit nie net iets kognitiefs is nie. Of dat geloof iets formeel is wat ons net moet doen nie. Die Gees van God wil ons geloof beweeg. Dat dit jou persoonlik raak. Hart tot hart. Jou hart, God se hart. Dis waartoe die Gees beweeg, vriende. Dis waartoe die Gees my en jou wil vat in ons lewe. Uiteindelik, hierdie wet met sy verwagtinge, met sy pligte, wil iets van ons maak. Hy wil 'n lewe maak waaruit jy lewe. En die lewe wat aan hierdie kant staan, is 'n lewe van ek moet. Ek moet dit, ek moet dat, ek moet dit, ek moet dat, anders sal dit nie, anders gaan dit nie, dit is hierdie kant. Dit hou jou vas, jy's gebonde. Nou waarna toe wil die Gees ons transformeer? Van hierdie verbondenheid vanuit 'n lewendige verhouding met God, met myself, met die mense rondom my. Om my te laat beweeg, my geloof te beweeg, nie na 'n stel pligte, reëls en dinge wat ek moet nakom nie, maar eerder iets persoonliks van hart tot hart. Ek ontmoet die hart van God. Ek leer ken die hart van God. Wat 'n lewe roep die Gees en transformeer die Gees my? Met ander woorde, hy vat my van 'n lewe van ek moet waar ek gebonde is, na 'n lewe van ek is. En hierdie van ek moet na ek is, vriende, is 'n radikale verskil. Dis 'n radikale verskil hoe jy leef en hoe jy glo. Radikaal.
Want jy lewe nie van buite na binne nie, maar jy lewe van binne na buite. Jy lewe nie as 'n slaaf nie, maar jy lewe as 'n geliefde kind van God. Jy leef nie vanuit die druk van ek moet nie. Jy leef nou uit ek is. Ek wil hê ons moet vir 'n oomblik net hier dink. Want hier's 'n belangrike vraag by die eerste moment en ek het bietjie lank stil gestaan by die eerste moment vanoggend. Maar hier's 'n belangrike vraag wat ek en jy hart tot hart moet antwoord. Is jy nog besig om jouself te red? Of te probeer red? Of rus jy in wie Christus jou gemaak het? Rus jy in wie Christus jou gemaak het? Dis die eerste moment van bewaring tot vervulling. Die tweede moment, sê oom Paulus vir ons in vers 27, ons is geklee in Christus geklee. 'n Nuwe klere drag is vir ons gegee. Vers 27, want julle almal wat in Christus gedoop is, het Christus aangetrek. Vers 27. Julle almal wat in Christus gedoop is, het Christus aangetrek. Nou ek wil net 'n oomblik by hierdie beeld stil staan wat Paulus hier gebruik, want vriende, as jy in die eerste moment dalk nou nie so intiem by was nie, glo ek sal hierdie beeld ons help. Dink net vir 'n oomblik aan hierdie beeld van aantrek wat Paulus hier gebruik. En dan wil ek jou vat na die heel begin toe watter een van die twee nou ook al die vruggie geëet het daar iets gebeur. Daar het iets gebeur wat die hele geskiedenis, die toekoms, tot hierdie moment heeltemal verander het. Adam en Eva net bloot oor hoe hulle sien, het hulle mekaar anders gesien, hulle het die wêreld anders gesien. En tot groot skaamte vir hulle, en dalk skuld, ook hoe hulle God gesien het verander. En hier kom ons in vers 27, en Paulus gebruik hierdie beeld van aantrek. So intiem, vriende. Aantrek hier is so intiem, dis so sag wat hier gebeur. En ons moet hier hoor, dis nie 'n uniform wat die Gees vir ons aantrek nie. Dis nie waarvan Paulus hier praat as hy sê, ons word deur Christus met Christus aangetrek nie. Nee, dis nie 'n uniform nie. Maar die beeld wat ons hier moet sien is 'n mantel. 'n mantel van identiteit. Jy trek Christus aan. Jy word nou in jou binneste met Christus vereenselwig. En dit beteken dat wanneer jy stil raak, wanneer jy in jou kamer sit en wanneer jy wag op God, dan weet jy is toegedraai in Christus. Jy is nie naak nie. Jy is nie verlore nie. Jy is nie uitgelewer nie. Jy is geklee in liefde. Dis baie interessant, vriende, dat kinders hierdie geklee in Christus baie goed verstaan. Kinders. 'n Klein seentjie trek sy pa se baadjie aan.
Ek het vanoggend my oupa se baadjie aan, maar hy hang nie meer op die grond nie. Maar 'n klein seentjie trek sy pa se baadjie aan en die moue hang op die grond en die onderkant sleep so net so bietjie bo die enkels. Loop hy met hierdie baadjie die hele huis vol. Tjoef, tjoef, tjoef. En jy wonder waarom hy nou die baadjie sou aantrek. Interessant dat dit nie is vir styl nie. Hy trek sy pa se baadjie aan om naby te wees. Naby. Dis hoe ons Christus aantrek, vriende. Met kinderlike verlange na nabyheid. En dit bring my by die derde moment vanoggend. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Nie meer man en vrou nie. Vers 28. Nie meer man en vrou nie. Nou vriende, hierdie vers moet ons versigtig lees. Want daar's 'n paar dinge wat ons kan doen in hierdie teks. Hierdie vers, vriende, is nie 'n kansellasie van ons uniekheid nie. Dis belangrik. Dis nie 'n kansellasie van ons uniekheid nie. Hierdie vers is 'n ware uitnodiging tot ware eenheid. Dis waarna toe hierdie vers ons oproep. Die Gees bring nie uniformiteit nie. Met ander woorde, ons almal moet dieselfde dink, ons almal moet dieselfde doen, ons moet almal dieselfde leef nie. Die Gees bring nie uniformiteit nie, hy bring eenheid. Eenheid in verskeidenheid. En dit beteken dat jy nie jou kultuur, jou taal of jou geslag hoef af te lê nie. En boonop kan jy dit ook nie gebruik om daardeur op 'n ander een neer te sien nie. Nee. Christus is nie 'n verskraling van ons identiteit nie. Christus is 'n verdieping van ons identiteit. Die Gees werk in en deur elke mens. Die Gees werk in en deur elke mens. En as jy kan leer om die Gees in ander raak te sien, sien jy Christus. Ek het nou gesê dat Dominee Kreer verlede week gepraat het oor geesvervuldheid. Die grootste toets van geesvervuldheid is nie hoe ons praat nie. Die grootste toets van geesvervuldheid is hoe jy ander hanteer. En daarom in hierdie derde moment kom daar weer 'n vraag na my en na jou. In hierdie tyd van die Gees wat uitgestort is, die Gees wat in en deur elke mens leef, is die vraag wat na my toe kom, is ek 'n brugbouer? Is ek 'n brugbouer? Of 'n grenswagter? En dit bring my by die vierde moment. Die vierde moment vanoggend, erfgename van 'n belofte, nou en hier, vers 29. En as julle aan Christus behoort, dan is julle Abraham se nageslag. Erfgename volgens die belofte. Is dit nie 'n wonderlike ietsie om vandag te besef, vriende, net weer en weer opnuut, dat die grootste erfstuk wat ek en jy ontvang het, van die ewige koninkryk van God, die eerste erfstuk van die ewige koninkryk, is die Heilige Gees. Die Heilige Gees.
En die wonderlike van die Heilige Gees, vriende, is dat die Heilige Gees ons nie herinner dat ons wag op God se beloftes nie. Voor hierdie tyd van geloof gekom het, waarvan Paulus praat, voor hierdie tyd gekom het, voor hierdie geloof gekom het, was daar 'n wag op God se beloftes. En die Heilige Gees kom herinner ons dat ons nou leef. Ons leef in God se beloftes. Pinkster sê, jy is deel van die koninkryk. Dieper, jy is die draer van hoop. Nog dieper, jy is die seun wat vir die wêreld bedoel is. Jy is die seun wat vir die wêreld bedoel is. Ek wil met hierdie afsluit, vriende. Die wêreld, vriende, wag nie vir sterk mense nie. Die wêreld wag op geheelde mense. Mense wat hulle eie geliefdheid aanvaar het. En daardeur ander mense genees. Gaan dit weer sê. Die wêreld wag op geheelde mense. Mense wat hulle eie geliefdheid aanvaar het. En ander daardeur genees. Heilige Gees, trek ons toe met Christus. Laat ons voel dat U in ons woon. Heilige Gees, dat U ons nie net lei nie, maar liefhet. Amen. Vriende, sommer so 'n paar Sondae na Pinkster, die tyd tussen Pinkster en die lewe vandag, mag ons ook net weer hoor dat ons nie net Pinkster vier as 'n historiese gebeurtenis nie, maar ook as 'n voortdurende werklikheid in ons lewe. Jy is nie net iemand wat die Gees ontvang het nie. Jy is self 'n draer van die Gees. Jy is bekleë met Christus. Jy is erfgenaam van God se beloftes. Jy is vry. Jy is verbind en geliefd. Kom ons staan, ons sluit ons ontmoeting af met ons slotlied. Mag jy elke oggend wakker word met die wete, ek is bekleë met Christus. Mag jy elke dag leef in die Gees se krag. Nie om te presteer nie, maar om lief te hê. Mag jy in elke mens wat jy ontmoet, iets sien van Christus wat in jou leef. Gaan in sy vrede,
gaan in sy guns, gaan in sy beskerming. Hy is met julle elke tree. Amen.